Goeiemôre, saam met my vanoggend en ek is bly om te sien julle is daarom online vanoggend en julle het so waar onthou. Ek wil vir julle sê jammer oor die laaste paar weke, 2-3 weke, maar ek besef ook dat ons bietjie tegniese probleme het en ek sien vanoggend ons het weer tegniese probleme. So ek wil vir julle sê ek kan nie julle comments lees nie, maar wat ek wel doen, julle moet comment en dan sal ek na die tyd gaan om julle te kan antwoord. So baie welkom, dis nou al Oktober, November, Desember, as ek so tel is dit so 70 dae dat ons hierdie jaar klaar, dan is ons klaar met 2025, so hierdie jaar het letterlik gevlieg, môre Adel, hierdie jaar het gevlieg, laat ek self verstom staan, oor hoe hierdie jaar gevlieg het. Môre wel Marie, so ek kan daar 'n bietjie sien, Angelique, môre, lekker om julle te sien, môre Sunay, altyd lekker, ek hoop julle het lekker warm koffie, ek het my koffietjie, ek het vandag as ek stout, ek het bietjie room ingesit, so ek geniet vanoggend 'n lekker room cappuccino. Baie welkom julle almal, ek het nou net vir die ander gesê, dis 2025, so 70 dae dan ons jaar verby en ek besef ook dat ons op 'n punt moet kom waar ons dankbaar kan wees vir alles. Goeiemôre Madeleine, hoorie ek kyk na 'n dogtertjie vanoggend en Megan se seentjie is in die hospitaal, so ek het nog 'n dogtertjie wat rondhardloop wat haar ouma soek. Môre Elsa, Irene, môre Henny, Madeleine, lekker om van jou te hoor. Elsa, ek wil weer vir jou sê, ons het Henny se tab gekry Elsa, hoor. Ons het hom gekry, baie dankie. Dankie vir 'n heerlike oggend, Elsa. Dankie, ons was gebless met die vroueoggend wat jy gereël het. Dankie vir jou moeite en dankie vir wie jy is in my lewe ook. Môre my sussie, môre Charlene. Is altyd lekker om jou te sien. Jy kom kuier mos in Pretoria, dan kom sê jy nie vir my hallo nie. Ek sê jou hierdie een keer vergewe, so jy skuld my 2 koppies koffie. Hoorie my sussie, so jy beter kom kuier. Môre Anelda, môre Rikkie, Flora, goeiemôre, Grant, is lekker om jou te sien, ek mis jou, as jy nie op is nie, so baie, goeiemôre almal. So, ek wil regtig met julle deel goed wat aan my hart is, op my hart is, en ek wil hê julle moet comment, ek wil hê julle moet saam met my gesels, want wat ek vanoggend met julle gaan deel, raak elkeen van ons, dit raak rarig elkeen van ons. En ek wil weer sê, ons het 70 dae oor, dan is hierdie jaar verby, so om en by 70 dae. En die jaar draai sy laaste draai, voor ons in 2026 gaan. Nou, ek wil ook vir julle sê, môre Janita, ek wil ook vir julle sê, dat dit is nie net nog 'n jaar wat verby is nie. Môre Eileen, môre Sue, ek is lekker om julle te sien. 2025 was 'n jaar van baie skielike draaie, baie vinnige draaie, baie. Draaie van onverwagtheid, storms, stille stryd, daar's geliefdes wat begrawe is, môre Lindaatjie, daar's geliefdes wat begrawe is, daar's huwelike wat onder druk gesit is. Good morning Hein, my son, how are you? Good to see you. Hi Anthony, good to see you my brother. All the way from Vanderbijl Park, good morning. Good to see you, good to hear from you. Môre Biola van Nelspruit, ek verlang na julle. So, Biola, ek is besig om te praat oor hierdie 2025, hierdie jaar wat vir ons almal, van julle, vir ons almal, eintlik 'n riller was, maar ons gaan hierdie jaar uit met 'n lied in ons harte. Môre Colette, so, môre Jolene, lekker om van jou te hoor, en ja, 2025 was maar nie 'n goeie jaar nie. Hi, and I'm fine, thank you. Everything is fine. It's just the battles that we're still fighting. So yeah, we're getting there, Hein. And how are you doing? Marloes Park, sis Biola, nou sê jy dit nog. Môre wat is staan daar? Louis, Annette, Lindaatjie, Jolandi, môre. So ek dink kom ons begin, dan kan ek met julle praat so deur die tyd.
En ons praat oor 2025 wat 'n riller jaar was vir my, ek weet nie vir julle nie. So julle moet maar comment daaronder, laat ek later gaan lees. En dan wil ek ook vir jou sê, soos wat jy in online was, wil ek vir jou vra, sit jou gebed, jou gebeds behoefte, skryf dit vir my neer asseblief. Ek maak maar screenshots en print dit en sit dit in my boekie. Laat ons kan bid vir julle, laat ons vir mekaar kan bid, laat ons daar wees vir mekaar. Want ons het 'n harde jaar gehad. Ja, Angelique, dit was 'n jaar van crashing. Crashing. Dit was, die Here weet, hy het 'n laaste druppeltjie olie, moes die Here uithaal uit my lewe uit wat fumes geword het. En nou moet die Here my nog crash om daai olie te bring wat vars is, 'n nuwe olyfgeur geur. So ek wil met julle deel oor hierdie jaar. Daar's baie ma's wat baie op hulle kussings lê met trane, omdat hulle nie meer weet hoe om vir hulle kinders te bid nie. Môre ma, is lief om ma te sien, ek hoor ma gaan goed aan. Ma moet net 'n daggaatjie rook en drink, dan is ma alright. Hulle sê dagga is goed, maar ek het gehoor dis bietjie goed. So daar sy moeder, daai daggaatjie het gehelp. Ja, Grant, daar's baie challenges wat oorkom is, baie, ek strei nie, maar daar's baie mense van ons wat nog nie, wat soos Nolien sê, net nie nog gecrash nie. Maar ek weet dat hierdie jaar 'n crashing jaar vir baie mense was. Maar ek is opgewonde oor die crashing jaar, want die crashing jaar bring jou in 'n plek van gebrokenheid uit, waar jy uit jou gebrokenheid kan opstaan om te besef wie is God in jou lewe. En daar's mense wat hulle selfbeeld verloor het. Dis hoekom ek hierdie jaar so baie bedien het oor jou identiteit. En ek gaan nie ophou bedien oor jou identiteit nie, want jy sien, jou identiteit maak jou toekoms vir jou oop. Die koninkryk, soos in die hemel is, so ook op die aarde. En volgende week gaan ek begin met 3 weke wat ek gaan bedien oor die koninkryk. Soos in die hemel, net so op die aarde. Moet dit nie mis nie, asseblief. Want daar is vrae wat julle gaan vra, Jolandi, ek stem. Ons mense is maar moeg. Ons is moeg. Maar ons gaan nuwe hoop kry. Ons gaan nuwe hoop kry vandag. Ek weet daar's mense wat hulle werk verloor het. Mense se visies wat op ys gesit is. En daai moegig voel in jou lewe, daai fatigue wat jy het. Jy het nie energie nie, jy is nie meer lus nie. En weet jy wat nie, dan kom jy op die menslike deel van jou lewe en emosies. Jy het nie eers meer lus om te bid nie. En glo vir my, almal kom op daai punt. As jy nou nog nie op daai punt was nie, wil ek vir jou sê, well done, want ek was al daar. Jy het nie lus om te bid nie, jy het nie lus om te worship nie, jy het nie lus om te prys nie, jy het lus vir niks. Jy lê en souk net. Jy souk daar in jouself pity. En ons moet opstaan, en ek weet, ek moet ook uit daai groef uitkom. Jy weet, daai 'n platespeler wat jy kry, wat so aan in die ronde gaan, en die plaat hak vas. Baie van ons het soos 'n plaat al in die ronde, dan het hy 'n groef gevorm. Dan gaan ons maar net al in die ronde, en die groef word al dieper. So ons moet 'n besluit maak om uit dit uit te kom vanoggend. Hi Melissa, good to see you. So in daai gebroke oomblikke het God nie een keer, ouens, nie een keer sy hand van ons afgelig nie. Nie een keer nie. Terwyl ons gelê en slaap het, was hy by ons. Terwyl ons in daai trane dal was hy by ons. Ja, maar Amelia, hoe weet jy dit? Want hy sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Dis wat die Bybel sê. En as ons glo wat die Bybel sê, dan hoef ons nie te twyfel dat God by ons is nie. En ek wil profeties vandag vir jou sê, wat jy verloor het jou nie leeg gelaat nie. Dit het plek gemaak vir dit wat kom. Dit het net plek gemaak. Van julle dra nog wonde by julle en aan julle. Daar is van julle wat nie eers saam met familie wil lag nie. Daar's kinders wat nie huis toe kom nie. Daar's kinders wat oor see sit. En jy dalk jou kleinkinders 'n jaar of 2 jaar laas gesien. Ek weet van 'n vroutjie wat vir my gesê het, Amila, ek is nie eens na my kind se troue toe uitgenooi nie. So, daar is ongelooflike seer
in die liggaam van Christus. Daar is, maar ons moet daar wees vir mekaar, veral op hierdie platform. As jy voel jy wil iemand bedien, bedien hulle asseblief. As jy voel jy het 'n woord vir iemand, jy hoef my nie te vra nie. Hierdie platform is vir julle wat online is hierso. Bedien mekaar, bemoedig mekaar, stig mekaar, bou mekaar op asseblief. Moenie stil bly nie, julle almal is profeties. As jy 'n woord het vir Irene, gee dit. As jy 'n woord het vir Jolandi, gee dit vir haar. Moenie skaam wees nie. Hierdie is 'n platform wat God vir my gegee het vir die liggaam van Jesus. Jou tyd het nie verbygegaan nie. Jou seisoen is nie gekanseleer nie. God het jou net nie verlaat nie. Tot net 'n stilte oor jou gekom. 'n Stilte. Want in 2025 het ons afgegroei ondertoe. Ons het nie soos almal opgegroei boontoe nie. Want jy sien, wanneer jy afgroei ondertoe, sien niemand groei nie. Almal sien hierdie ou leë boompie in hierdie grond, wat lyk vir almal of dit dood is. En dit is nie die waarheid nie. Onder daai grond is jou wortels, geplant by lewende water. En daai wat God jou gesouk het, jou wortels skoon gemaak het in sy lewende water, sodat jy kan vrug dra, daar in die diepte, waarvan ons nou is, en ek is daar op hierdie stadium. Kom God en hy bou karakter, hy bou integriteit, hy gee vir jou 'n nuwe salwing, want jy sien, jou salwing wat jy het op hierdie stadium, het dalk nie vir jou ge-increase nie. God vat dit nooit weg nie. Maar deur intimiteit met God te hê, deur woord te spandeer, hoe nader jy aan Jesus kom, hoe nader gaan jy voel, maar ek het 'n identiteit, en dis waar die oor die anointing gaan. Dis nie olie wat hier oor jou afloop en sê, Jesus, ek voel 'n gevoel nie. Dit is nie, dis 'n intieme verhouding met Jesus wat ons moet hê. En dit is wanneer jy gaan begin voel. Dit is wanneer jy, Anelda, ja, ons moet dieper gaan. Dieper gaan. Ek is hierdie jaar diep. Ek vir julle sê, ekskuus, ek sê ook, hierdie jaar is 'n jaar wat regtig die Here vir my 'n diepte in homself openbaar het, wat ek in my jare van bediening nie ken nie. Hierdie jaar het dit gebeur, en ek wil in die volgende 3 weke, gaan ek met julle bietjie deur, wat ek deur is, want ek wil vir julle bid vir 'n impartation, sodat julle dit kan kry. Ag, Leanne, is goed om jou te sien. Leanne, kom, ek wil vir jou woord gee, asseblief. Leanne, gee my net so nog 5 minute, laat ek net gou die woord klaar bedien, dan wil ek asseblief vir jou profetiese woord gee. So dis 'n manier, Leanne, om jou in lyn te hou. Goed, ja, Grant, dit is so. 'n Groot boom het 'n sterk wortelstelsel nodig. So jy's nie 'n boompie wat die wind gaan vang en daar vlieg die wortels nie. Kom ons groei af ondertoe. Kom ons groei af. Kom ons laat toe dat God jou lewe vir jou vorm en vou. Jy is nog steeds die klei in die pottebakker se hand. Jy is dit nog steeds. Hy vorm jou, hy vou jou, hy maak soos wat hy jou wil hê. En jy weet, as daar 'n kraakie in daai pot is, dan kom die Here en hy sit water op en hy vryf uit tot daai kraakie weggaan. En dit is nie maklik nie. Ekskuus julle, ek hoes vanoggend. Annetjie, dit is so, it's no feeling, it's just to know who you are in Christ. Ek weet baie van julle sê, hier kom die anointing, ek het dit gevoel. Ek verstaan elkeen van julle. In die begin het ek ook dit so ervaar. Maar nou dat jy groei, dat jy in maturity kom, you just know it. You just know that you're an anointed of God. En almal van julle is. Dis nie profete of apostles of teachers. Almal van julle is gesalf deur Jesus Christus. Almal van julle. As jy repent het, nie jou hart vir die Here gegee het nie, as jy repent het van jou sondes, omgedraai het, glo aan die opstanding van Jesus Christus, die Seun van die lewende God, herken die Heilige Gees, die Godheid, is jy kind van God. Jy is kind van God. Jy is niemand anderste nie. En dit is waaruit jou identiteit moet begin groei. En jou fokus moet op God wees.
Jou fokus kan nie op die wêreld wees nie. Ek wil vandag vir julle 'n baie radikale ding sê. Baie. En ek het gewonder of ek dit moet sê. Ek wil vir jou sê, dit is nou tyd, wanneer jy wat hierna kyk, jy wat hierna gaan kyk, jy gaan 'n keuse moet maak, of jy God voluit wil dien, en of jy wil aangaan met jou lewe, een voet in die wêreld en een voet vir God. Ek weet, mense praat oor genade, maar weet jy wat, nee? Jy maak 'n doelbewuste keuse, wanneer jy voluit gaan vir God, of halfpad van vir God. Jy maak 'n doelbewus keuse. Dan verwag jy, Grace is hier, iewers in die middel, Grace sal my red op die einde. Ek wil vir julle sê, nee. Ek weet ek gaan dalk praat, wat jy dalk nie saam met my stem nie. Maar asseblief, maak 'n keuse vir God. Hou op om wêreldse goed na te gaan. Hou op om soos die wêreld te dink. Hernie jou gedagtes, renewal of mind. As jy iets verkeerd doen, sê vir die Here jy's jammer. Sê vir die Here is jammer. Maar ek vra julle vanoggend, luister wat ek jou vra. Jy moet 'n keuse begin maak. Jy kan nie so aangaan in jou lewe nie. Jy kan nie. Jy kan nie. En ek sê dit vir jou omdat ek weet, hierdie laaste 2 weke loop ek, dan hoor ek hoe vra die Here vir my. Wat se keuse maak jy? Is dit vir my of teen my? Is dit vir my of teen my? Want as jy nie vir God is nie, as jy teen God. Dit is ja of nee. Daar is nie 'n in-between by die Here nie. Daar is nie. Daar is nie. Johan, dankie, dit is so. Salwing is 'n daaglikse groei met Jesus. Jy kan nie, dankie Cherie, jy kan nie op die draad sit nie. Klim af van die draad af, kies 'n kant en begin met jou lewe. En dit is ook deel van ons, hoekom ons as die finansies nie deurbreek nie, dan gaan speel ons gou-gou die lotto. As finansies nie deurbreek nie, ag weet jy wat, kom ons vat 'n paar rand, dan gaan dobbel ons gou-gou. Dalk is ons lucky. Jy kan dit nie doen nie. Jy aanbid onmiddellik vir Mammon. Onmiddellik. Jy vertrou God gaan jou nie help nie. En hy sê, alles behoort aan hom. Alles. I will bless you. God will bless us according to his riches in glory. Ons moet op die woord begin staan, want dit is wat God wil hê. Glo vir my, die Here weet waarvoor ons bid. Hy weet. Maar weet jy waaroor raak hy excited? Wanneer jy dit verbal vir hom sê, dat jy herken, jy maak hom groot en sê, Here, ek glo dit. Ek glo wat in jou woord staan. Ek glo nie, I don't believe the report of the flesh, because the flesh is a beggar for sin. You cannot allow the flesh to become a beggar, because the flesh is a beggar to sin. You need to stay in the spirit of the living God. Jolandi, as ek vir jou sê, dat ek en Henu hierdie jaar, soos wat julle geleer het, dat ons totale afhanklikheid net van God af is, van niemand anders is nie, en was. Ek het hierdie jaar meer miracles in my lewe, en Henu se lewe, my kinders se lewe gesien, as wat ek ooit gesien het. Ek het gesien hoe die Here my kinders almal diep invat, wat ek my kinders gesien het, hoe dankbaar word hulle, vir elke dingetjie wat hulle kry. Want jy sien, ons is nie meer dankbaar nie. Ons is nie. Want ons verwag dit. En God wil nie hê ons moet dit verwag nie. Hy wil hê ons moet op sy woord staan. Ons het nie, omdat ons nie vra nie. Maar nou sê ek, met watse motief vra jy? Jy kan nie vra vir 'n Mercedes-Benz, maar jy kan nie eers na jou Corsaatjie kyk nie. Jy kan nie vra vir 'n Maserati en nie na jou motorfiets kyk nie. Dis stupidheid. Want as God jou nie kan vertrou met die klein goedjies nie, hoe kan hy jou vertrou met die groot goed? Jou ou klein karretjie se wiele val af. Die fanbelt is stukkend. Die battery werk nie. Die wipers werk nie. Maar jy bid asseblief, Here, gee net vir my 'n Mercedes, laat ek 'n beter kar hê. Fix dit wat God vir jou gegee het. In die eerste plek.
En dan sal die Here kyk met wat 'n motief vra ons. Adel, ja, ons vra verkeerd. Annetjie, dit is so, jy weet, jy's volwasse in hierdie ding, Annetjie. Alles gaan nie oor gevoel nie. En as jy emosioneel onstabiel is, hoor vir my, as jy emosioneel onstabiel is, en jou kop raas, kan jy nie besluite neem nie, want jy is te emosioneel, dan maak jy verkeerde besluite. Jy kan nie uit emosies besluite neem nie. Jy kan nie. Jy gaan die verkeerde besluite maak. Hoor wat ek jou sê. Hoor wat ek jou sê. Leer uit my en Henny se foute uit. Leer. En ek wil nie hê, julle moet dieselfde hê nie. Dit is ons is hier vir mekaar. Stuur 'n boodskap. Sit dit op Facebook. Ouens, bid vir my asseblief, ek het 'n probleem. Kom in vandag hierso en sê, Amelia, ek bid vir my huwelik, bid vir my kinders, bid vir my finansies. En vandag wil ek vir jou sê, ons gaan die jaar 2026, is nie nog so om nie. Ouens, ons persepsie van die jaar 2026 is verkeerd. Dis net nog 'n slaapie en die datum verander. Niks het verander nie. Niks nie. God is buite tyd. Dis die mens wat die tyd ingestel het. God is buite tyd, maar van volgende week af gaan ek julle leer hoe om die buitetyd in die kairos in te trek vir die regte tyd, hoe om reg te bid, dat dit kan manifesteer in jou huis, want God is buitetyd. Hy's buitetyd. En baie van ons sê, Here, maar jy's stadig, jy's stadig. Almal op hierdie platform het al vir die Here gesê, jy's stadig, Here, wanneer? Die Here is buitetyd. Maar kom ons die koninkryksbeginsels na, sodat dit kan manifesteer in die kairos tyd. In die kairos tyd. En dis die tyd vir nou. Kom ons help mekaar. In the presence of a lot of counselors, there's wisdom. Daar's wysheid. Kom ons help mekaar. Kom ons bid vir mekaar. Sê, hoorie, ek het 'n probleem. Ek weet nie of ek hierdie besigheid transaksie moet doen of nie. Kom ons bid vir mekaar. Kom ons wees nie jaloers op mekaar nie. Die hele liggaam van Christus bestaan uit liefde uit. Niks anders nie. God verander nooit nie. Hy het nog nooit verander nie. Glo vir my, hy gaan nooit verander nie. Hy gaan nie. Nie van die mens nie. En ons moet leer, dankie Jolandi, ons moet leer om te surrender. Want een van die koninkryks beginsels is how to surrender completely, soul, spirit and body. And if you battle to surrender, you're going to battle to pray. En kom ons, ek gaan julle vir 3 weke, gaan ek julle leer hoe om die koninkryksbeginsels van die hemel af te trek aarde toe. Want ons het nie 'n keuse meer nie. Hou op rondvoeter met die Here. Hou op rondvoeter met jou lewe. Hou op rondneek met alles wat jy in jou het. Hou op. Kies, lewe of dood. Dit lê in die mag van die tong. Daar is niks anders nie. Dis reg, ons verwag God se blessings. Maar ons hou nie by die koninkryksbeginsels nie. Ons hou nie. En dan word ons kwaad vir die Here, want die Here, kyk hoe bless die Here daai een. Kyk hoe bless die Here daai ryk besigheidsman. Kyk hoe bless die Here daai unrighteous mens. Dit het niks met jou en met my te doen nie. Hou op, vra en doen die koninkryksbeginsels. Daai unrighteous ou wat in miljoene en in jou goed dalk rondswem en in jou geld en in jou kontrakte, jou contacts rondswem. Dis sy eie journey wat hy voor God moet loop, om verantwoording te doen. As ek vir julle sê, hoeveel keer het ek gesien, wat jy saai, sal jy maai, dan wil ek vir jou sê, ek sien dit elke dag in my lewe. Elke dag in my lewe. En ek wil vandag vir jou as mamma sê, ek wil 'n radikale ding vir jou sê. Gaan terug, jy mamma en pappa, gaan terug na die plek waar jou vrede is.
Jou vrede lê in die stilte. Be still and know that I am God. Dis nie te sê, bly stil, moenie lees nie, moet niks doen nie. Be still and know that I am God. En in daai stilte is die bonatuurlike vrede. Maar nee, weet julle wat doen ons? Kort, as jy net in die vrede ingaan en die Here sê, sy het surrender, hy het surrender. En daar kom het nou, ek kan met haar begin werk. Spring jy daarop soos 'n springbok, vlieg in die lug. Nee, die Here is nou te laat. Nee, ek moet nou iets doen. Die Here kom nie vir my deur nie. Rarig julle, ek en Henny weet waarvan ons praat. En ons dierlesse geleer. Ons het universiteitsgelde betaal, nie eers skoolfondsgeld nie. Universiteitsgeld. Tot die Here vir my die koninkryk beginsels ook begin breek het. Julle gaan die volgende 3 weke so geniet. Julle gaan so lekker leer saam met my. Dis nie ek wat julle gaan leer nie. Julle gaan saam met my leer. Want ek wil met julle deel wat ek het. Ek wil met julle deel wat ek gekry het by die Here. Dalk weet jy dit al, maar dalk moet jy dit maar net weer hoor. En my leer. Ons leer van mekaar. Ons is nooit te oud om te leer nie. Maar al wat ek vandag vir jou vra, maak 'n freaking keuse in jou lewe. Of jy's vir God, of jy's vir die wêreld. Jy kan nie hier tussenin voeter met 'n grys boodskap nie. Jy kan nie. Jy kan nie. Dit gaan jou nie vrede gee nie. Jy's of vir God, of jy's teen hom. Ja of nee. Begin asseblief jou keuse maak. Ek praat nie van hemel of hel nie. Ek praat van, maak jou keuse of jy dien die Here, of jy dien nie. Of jy's voltyds, of jy's nie voltyds nie. Kyk na wat jy kyk. Kyk na wat jy luister. Kyk na wat se musiek jy luister. En nou mamas en papas, vra ek julle, jy wat kinders het, gaan so hierdie jaar, jy moet eintlik van vandag af, moet jy jou kind se selfoon net 'n bietjie vat en kyk wat op daai kind se selfoon aangaan. 75% van die kinders, 'n ouderdom tussen 13 en 18, 75% van hulle het Snapchat op hulle fone. As jou kind Snapchat het op sy foon of haar foon, wil ek vir jou sê, daai app is van die hel. Hy's uit die pitte van die hel. Kry daai ding van jou kind se foon af, of jy daai foon wegvat, ek gee nie om wat jy doen nie. Kry Snapchat uit en af van jou kind se foon af. We need to do it. Jou kind kan maar manifesteer, al lê vir hom hand op en jy dra, en jy dryf 'n demoon uit hom uit. Van verslawing. Ouens, ons gemoed het begin vasvat, want ek het vir Henny gevra om deur Snapchat te gaan, né? Weet julle wat? Kinders gaan. Hi, pastor. Mima, how are you doing? Snapchat leer hulle kinders van depressie. Hulle vertel vir die kinders, as jy niks voel nie, doen dit. As jy vloek, as jou kind ewe skielik begin vloek het, weet, as hy Snapchat het, hy leer dit daar. Elke tweede post wat jy scroll, is 'n vloekery. Is 'n grooming vir jou kinders om 'n victim te word. Hulle vertel tot vir die kinders. As jy nie wil skool toe gaan nie, sê hulle nie vir die kinders, jy moet 'n bank nie. Nee, weet jy wat leer Snapchat hulle? Om te gaan Google, om te kyk wat is simptome van 'n been wat seer is, 'n maag wat pyn. Weet julle, die kinders is so slim, nê, dat hulle gaan Google al die simptome van 'n maag wat pyn. Dan vertel hulle vir hulle ma, nee, dis hoe hulle maag pyn. Hulle wil by die huis bly. Die maag gee medisyne die 3de keer. Want die ma werk dalk en die pa werk dalk, maar hy het 'n selfoon. Hier by die 3de keer begin het spesialiste en hulle sluk die kamera's, dan sal niks fout met die kinders nie. Weet julle dat Snapchat die kinders leer om dan by die huis te bly? Nie eers te bank nie, by die huis te bly, om games Roblox te speel, wat demonies is. Om Snapchat met hulle pelle te praat, wat hulle recruit, en wat hulle
in depressie inbring, en hulle leer lieg, hulle leer steel, hulle leer in seksuele goed ingaan. En jy weet nie daarvan nie, ma, jy weet nie daarvan, pa. Word wakker, skrik wakker, en kyk wat kyk jou kind op sy foon. As jou kind vanmiddag by die huis kom, vat net sy foon, en sê, weet jy wat, Boeta, mamma wil net kyk. Jy dink jy blok hom. Ek wil vir jou sê, die kinders is slimmer as wat jy dink. Slimmer, baie slimmer as wat jy dink. En ek wil julle vra, dis een van die goed wat ek wil noem is, dien jy God of dien jy nie? Want as jy jou kinders toestemming gee, dan is jy nie voluit vir God nie. Jy is nie, want jy laat toe dat jou kinders gegroom word vir 'n wêreld, 'n stikkende wêreld, 'n de-mekaar wêreld daar buite. Stop dit, asseblief, terwyl ons nog kan. Ek waarsku julle, dit gaan erger word. Kyk wat jou kinders op hulle fone kyk. Gaan kyk wat hulle Google. Gaan terug op hulle geskiedenis. Kyk wat hulle Google. Gaan kyk wat se apps hulle afgelaai het en hulle is so slim, hulle gaan die app chip uninstall hom, maar wat hulle nie weet nie, is hy bly op die geskiedenis, die history. So jy kan ingaan en gaan kyk wat hulle aflaai, waarop was die app, hoe vinnig uninstall hulle hom, om hom net weer te install. Gaan spandeer jy bietjie tyd op jou kind se foon. Leanne, dit is waar. En kyk jy as ma en pa wat jou kind kyk terwyl jy slaap in die aand. Ek weet van kinders wat tot 3 uur in die oggend op hulle fone is. Tot 3 uur in die oggend. En wat se musiek luister jou kinders? Ek weet van kinders wat 2 of 3 vloekwoorde in 'n sang saam sing. Luister die ma, pa, kies of jy dien God of jy dien hom nie. En as jy hom dien, sal jy jou kind keer om na hierdie snert en na die wêreld te kan confirm. Ja, Jolandi, dis waar. Hulle haai goed op chat ook. Maar as jy slim genoeg is, kan jy dit gaan kyk. Verseker. So asseblief, ek wil vir jou sê, maak 'n keuse vandag. Of jy's vir God of jy's teen hom. Daar is nie 'n ander way nie. Hou op om Grace te gebruik as 'n cover-up vir dalk. Jy's besig om met vuur te speel. Jy's besig om vir jouself te lieg. Jy's besig om jouself in 'n hoek in te druk. En wanneer dit te laat is, het jy soveel gemis hoe om die Here te dien met 'n volheid. Hoe om die Here te dien met volheid. Dit is so, YouTube is ook 'n slegte invloed. Amen. Amen. So kies, skryf asseblief vir my op. Ek kies die Here, help my Here. Help my om die voluit te dien. Ek weet is moeilik in hierdie vieslike, seksuele, perverse wêreld is dit moeilik. Maar dit gaan makliker word wanneer jy jou hele visie, jou hele lewe oorskuif na God toe. Jolandi, dis mooi. He's the lion and the lamb, he's a righteous God. Hy het nie verander nie. En as jou kind manifesteer oor 'n foon tantrums gooi, ek sal my kind klap, hoor wat ek vir julle sê. Jy dan 'n probleem. My kleintjie het dit gedoen. Glo my, sy het dit gedoen. Sy het vir haar gewip in 'n nuwe bloedgroep in, toe ek die TV opsit. En toe sit ek hom af. En ek het hom nie geblok nie. Want weet jy hoekom nie? Sy moet leer dat sy moet luister om nie daarop te gaan nie. En dis ons verantwoordelikheid om daarna te kyk. Amen. Amen. Ok, kom ons bedien bietjie van julle, ek hoop julle dit geniet. Kom ons bedien bietjie van julle profeties. Net gou bietjie my koffiekie drink. Julle kan daar kom en Here help my asseblief. Jy kan die Here uitroep, laat hy jou help, laat ons keuses maak. Leanne, ek hoop jy's nog online. Leanne, ek ervaar 'n groot plek, soos 'n dam. Maar Leanne, daar is baie slijm
in hierdie dam gewees. En dit was nie 'n lekker plek vir jou om te wees nie. Leanne en die Here het gekom en die slijm begin deursyfer. En dit was vir jare eintlik nie vir jou 'n lekker plek om te wees nie, Leanne. Regtig dit was nie. Baie van die goed het jy oor jouself gebring, baie van die goed het die vyand oor jou lewe gebring, baie van die goed het familie oor jou lewe gebring, baie van die goed het net gebeur, en dit is asof jy nie beheer gehad het oor dit nie. Maar Leanne, weet jy wat vir my mooi? Ek sien hoe jy op God vertrou het, hoe jy op die woord gestaan het, hoe jy nie weggeskram het van die Here nie, hoe jy daar besef het, maar dit is net die Here wat my kan help. Ek wil nie 'n ander pad stap nie. Ek glo, ek vertrou. Ek sal my oë deur huil. Ek sal huil, Here, maar ek weet U gaan vir my die deurbraak gee. En Leanne, jy het die deurbraak. Jy het die deurbraak met jou baie kinders. Jy het die deurbraak met jou dogter wat een van die dae trou. Jy het dit. Leanne, ek wil vir jou sê, you are going to walk as a woman of great victory, in great victory. Jy gaan loop en jy gaan begin brul soos die leeu van Juda. Leanne, ek sien regtig baie mooi goed om jou. Ek sien hoe jy hande op lê op kinders wat siek is. Ek sien hoe jy vir kindertjies se verstand bid, wat nie reg kan leer nie, wat sukkel om te leer. Ek sien, Leanne, dat die Here nooit ooit daai passie vir kinders uit jou lewe sal vat nie. Hy kan nie. He blessed you with nations. He blessed you to create the nations out of nothing. And God says, you will see even all the children that you blessed with, you will see them grow into a people and adults with excellence. Because you are a woman of excellence. You're a prophetic woman of excellence. En ek wil regtig hê, jy moet begin profeteer oor jou kinders. Profeteer oor jou kinders. Want jy het die salwing. Vat dit asseblief, Leanne. Vat dit. Ja, jy's 'n life coach by die skool. Dis awesome. Kom, Leanne, jy gaan daai kindertjies leer. Leanne, leer hulle asseblief om kaalvoet te loop, op die gras te loop, vir lekker balans, bollawakiesie te slaan, te fight, soos stoei, leer hulle om weer kind te wees, asseblief. Want ons kinders ken nie meer kind wees nie. Laat hulle in die reën loop, as hulle in die reën moet loop. Leanne, leer daai kindertjies weer van die ware natuur wat God geskep het vir ons daar buite. En as ons weer soos kinders kan word, gaan jy sien hoe gaan jou hele lewe verander. Jou hele lewe. Wanneer laas het jy as dit reën, sommer net buite met jou klere en al, kaalvoete gaan stap, dat die modder so tussen jou tone inkom. O, maar jy weet, daarna om dit uit te kry, jy gaan was dit. Ek gaan sop, nat en siek word. Nee, jy gaan nie. Dood en lewe lê in die mag van die tong. Nee, jy gaan nie. Gaan voel bietjie die reën op jou gesig. Gaan voel bietjie die nat word van sy liefde en sy blessings daar buite. Leanne, gaan leer die kindertjies om weer soos kindertjies te wees. You are working with the next generation. You are working with people in your school, Leanne, who's going to excel in excellence. Ek sien dit. Jy kan dalk met die volgende minister werk. Jy kan dalk met die volgende skoolhoof werk. Jy kan dalk met die volgende CEO van 'n besigheid werk. Leanne, I salute you for what you're doing with kids and to them. Bless them. Dis al wat ek jou vra, Leanne, bless daai kindertjies. Ons het meer mense soos jy nodig, wat in ons kinders se lewens profeties inspreek, sodat daai kindertjies profeties kan opstaan in Jesus naam. Julle het nie al hierdie dierspeelgoed nodig nie. Julle het nie. Julle maak die wêreld ryk. Maak vir jou kinders speelgoed uit draadkarretjies. Ons kinders moet weer draadkarretjies leer. Speel. Blokkies speel. Kry teken 1 2 3 hasie oefen. Ons moet ons kinders leer
om weer kinders te wees, sonder 'n selfoon in die hand. Julle kan met my gesprek hoor, hoe teen 'n selfoon is ek. En Snapchat. Moenie laat jou kinders vir jou lieg nie. Vang hulle uit. Ek bid vandag, dat die Heilige Gees, elkeen wat hier op is, die Heilige Gees jou sal wys, jy jou kind sal konfronteer, om jou kind te help. En as jou kind dit nie doen nie, well done. Well done. Ok, kom ons gaan bid nou. Das hy Liane, ek hoop jy is gebless, my love. Love you friend. Ok, kom ons bid vir die kinders wat begin eksamen skryf. Onthou julle, ons het terug 'n rukkie gebid oor BEE, onthou julle? En net daarna toe bars die rubrieke los binne 'n week, nê, oor BEE, en ons gaan nog steeds bid. Ons gaan nog steeds bid vir dit. So ek wil bid vir die skoolkinders wat skool eksamen skryf, en kom ons bid vandag vir hulle. Goed. Here, dankie van ons lewe. Dankie Here, ons bid nou, dat ons verklaar, elke woord wat ons sê, sal lewe wees in Jesus naam. Here, ons bid vir ons kinders, wat eksamen skryf. Here, veral vir die matrieks wat eksamen skryf, die graad 11, die graad 10s, almal van hulle wat besig is met eksamen. Here, dankie dat U hulle gedagtes skoon hou in Jesus naam. Dankie Here dat U hulle beskerm met die salwing. Dankie dat U engele om daai lokaal sit, dat geen buite-invloede kan inkom om die kinders de mekaar te maak nie. Dankie Here, ek kom teen elke verwarring, elke spanning, elke eksamenvrees wat die kinders nou kry. Kom ek en ek breek dit in die naam van Jesus. En ek vra Here dat U daai kindertjies, soos wat hulle skryf, alles wat hulle geleer het, uit hulle denke, uit hulle breins uithaal, sodat hulle absoluut kan skryf dit wat hulle geleer het en nog meer. Here, ek bid ook sommer vir ons kleinkinders. Hierso, gelooflike baie kindertjies wat siek is. Bid vir al ons kleinkinders, Here, ons kinders wat deur 'n siekte gaan hierdie laaste 3 maande wat skrikwekkend is. Here, kindertjies is in en uit in die hospitale. Hulle kry nie diagnose by die kinders nie. Here, ek kom teen daai siekte, daai infirmity, en ek breek dit oor daai kindertjies in Jesus naam. Ek breek dit oor hulle, daai spirit of infirmity, leave that children alone in Jesus name. En ek dankie Here, ons seën daai kindertjies met gesondheid. En dankie Here, ek beveel hulle liggame om nou in lyn te kom, soos wat U ons geskaap het, volmaak, genees Here, vir 'n vol lewe in U koninkryk. Here, ek bid ook vir ons land wat besig is om, Here, is dit die mekaar op en af, kop, stert, gat land van ons, wat nie weet of ons kom of gaan nie, maar ons weet, dat ons woord het, dat ons 'n nasie is, wat U sal dien, in gees en in waarheid. En Here, ons kom wees, soos ons hierdie hele jaar gebid het, vir BEE, laat dit sal verdwyn. Here, bonatuurlik. Here, ons kom teen die mag, gesag en autoriteit van daai principality and powers, en ons breek dit, Here. Dankie Here dat hierdie ding bonatuurlik net gaan verdwyn. Dankie Here, ons roep geregtigheid in vir die besigheidsman. Ons roep geregtigheid in vir elke besigheidsman wat buite sukkel. Here, dit is nie righteous wat aangaan nie. En ons mag, when we discern that spirit, we can execute that spirit. Lord, we execute that spirit in the name of Jesus. We execute the BEE, or EEB, BEE. We execute that principality and power in Jesus' name. En Here, as ons nie by mekaar staan nie, wie gaan by mekaar staan, Here? Ons kan dit roep oor die lig. Ek stuur verwarring in elke konstitusie, in elke dokument, in elke kontrak, in elke BEE, ek sny dit af in die naam van Jesus. Ek roep herstel terug na dit wat God die land voor geroep het, ouens, in Jesus naam, al die minerale, 'n righteous besigheidsman. Dankie Here, ek roep terug al die goud, al die diamante, elke minerale,
al die olie wat selfs aan ons behoort, alles wat God vir ons gegee het, Here, ek roep dit terug. En ek bid, Here, dat ons nie sal struikel meer onder die unrighteousness van hierdie land se gemors nie, maar dat ons sal opstaan. Here, ons kom en ons bid ook teen die onregverdigheid wat aangaan by die universiteite. Here, ons roep dit in, dit is nie van U af nie. Ons roep dit in, Here. Ons roep dit in Jesus naam. Here, ons roep in vir restaurasie vir Suid-Afrika en vir Afrika. Ons roep dit in, Here. Ons roep ons restaurasie in. And we declare in the Spirit that you, God, are Lord, King over this country and no one else in Jesus' name. Here, U woord sê, elke knie sal buig voor U. Elke tong sal bely dat U die alleen God is oor hierdie aarde. Lord, I pray for every knee that will bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Lord, right now, as we just did that execution in the Spirit, Lord, we now ask, Lord, that your blessings will come to the righteous, that your contracts will come to your righteous. Bonatuurlik, supernatural. Here, ek weet in my hart het U vir my gesê, ek wil my kinders wys, dat ek dit kan doen. Here, en ek roep dit in. Ons maak die seëninge oop oor die righteous, the kingdom principles. Ons maak dit oop, Here. Ons maak finansies oop. Ons maak gesondheid oop. Ons maak kontrakte oop. Ons maak blessings oop vir die mense. Ons bid vir ons kinders, Here, dat daar 'n toekoms vir hulle sal wees in die universiteit. Dankie, Here, ons bid vandag, Here, vir 'n deliverance. Dankie vir Suid-Afrika van stealers, killers en unrighteous mense in Jesus naam. En dankie, Here, dat ek nou bid dat dit oor ons sal reën. En Here, ek bid, wanneer daai reën val, dat ons almal wat hier is, of dit nou vir jou stupid is of nie, ou, vrou, hardloop in die reën en ontvang hy blessings. And I pray, Lord, that we cover this prayer with the blood of Jesus Christ and the angelic hosts. Thank you, Lord Jesus. When I laid my hands on this phone this morning, Here, het ek gebid dat elke hacking van my Facebook, dat elke netwerk wat wil invloed hê, dat elke iets wat teen hierdie tegnologie kom, net sal verdwyn. En ek wil vir U sê, Here, dankie, dat dit perfek werk vanoggend, in Jesus naam. And Lord, we repent today, soos ek afsluit, repent ek ook vandag, Here, as ons lou is in die koninkryk. Here, help ons, leer ons meer van die koninkryk, sodat ons nie hoef 'n keuse te maak nie, dat ons sal weet, dat ons weet, dat ons Jesus kinders is. En dankie, Here, dat elkeen vandag fisiese, geestelike en emosionele genesing ontvang. Lord, don't just come and heal us, Lord. I pray that you come and make us whole. And prepare us, Lord, for next week, when I start teaching on the kingdom of God and the principalities. Here, help ons om te kan besef wie ons rarig is in Christus. En ek sê vir U, dankie, Here, die naam bo elke naam. U is Jesus. U is die blinkmorrester. U is die koning van alle konings. Maar U is die leeu van Juda, wat brul oor hierdie leeu, die leeu sonder tande, wat geëxecute het vanoggend. U is die ware leeu van Juda. En dankie dat U brul oor die leeu wat verslaan is vanoggend in Jesus naam. Amen. So, ons het aan die einde gekom van ons lekker koffie drink. Ek bid dat jy 'n geseënde week sal hê. Asseblief moenie volgende week mis nie. Ons gaan bietjie praat oor godly principles, wat eintlik beteken as in heaven, so on earth. Ek het dit verstaan, maar nooit besef nie.
En ek wil vir julle vertel. Wat ek geleer het. Ag ou Adrie, almal van ons gooi tantrums. Kom ons repent daar as jy nog wil repent. Ek gaan jou 'n kansie gee. Ons sê nie Here, kom ons repent. Dit is goed om te repent. Dis goed. Dis goed om te sê ek is jammer Here. Dis baie goed om dit te sê. So ek wil vir julle sê, julle moet 'n awesome week hê alweer. Ek kan nie vir julle baie sê nie, ek love julle, maar ek sê vir julle baie, geniet jou week. Ek sien julle volgende week en kom voorberei, kry pen en papier. Ons sal julle ook bietjie weer profeties bedien en ek gaan volgende week 'n aankondiging maak oor die profetiese skool wat uiteindelik deur gebid is, deur gesouk is, deur gewerk is. En dan gaan ek julle bietjie vertel oor my boek wat uitkom. Hy gaan oor 2 weke drukkery toe. So en julle gaan dit geniet. Julle gaan baie genesing kry uit daai boek en die Here gaan julle baie mooi help. Goed, tot volgende week. Liefde vir julle. Tata.